In die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, wil ik jou groet. Op pastoor, elke boven, elke zuster, allemaal wat mij kan zien. Halleluja. Wil ik groet in de naam van ons koning Jesus Christus. Ik is dankbaar en ik is blij, want die Heer heeft mij neergedragen. Daar was strijd tussen die koortje, daar was problemen. Maar Bellas en daar is een strijd wat ik moet strijden. Om overwinning te verkrijgen. Halleluja. En ongelukkig moet een mens iets door baie dingen gaan, want dat is hoe God jou in die storm vormt. Dat is hoe die Heer jou karakter bouwt in die storm. Dit is hoe jy leer om op God te vertrouwen. Wanneer er niks is, dan is jy geloof en dan moet geloof inskop. Geloof kan ongelukkig nie inskop, wanneer ek in die gemakzone is. Maar wanneer daar niks is nie, dan gaan jy op die knieën. En hier, dit hou die Heer my karakter. Hier, dit besef ek dat daar is niemand soos Jesus nie. Dan word iemand waarvan ek in die Bijbel gelees en hy word levendig in my binneste. Dan voel ek hom, want dan is daar 'n connectie. Tussen my en die Here. En wanneer daai connectie plaasvind, nou kan ek sê ek is in alles in staat. Soms kan jy dan sê, maar dan voel jy nie diep in jou gees nie. Maar wanneer jy sê ek is in alles in staat, dan verstaan iemand nie hoekom ek huil nie. Maar ek weet dat die Here my deur gedra. En dit is hy wat my deur gedra het. So dan kan ek sê, ek is in alles in staat. Dan kan ek sê, dat die Here is my herder. Ons ken die Psalm, maar wie ken die herder van die Psalm? Ek wil saam met u gaan in die woord van die Here. Ek gaan nie lang wees in Petrus 1 vanaf vers 23. Lees dit in die vertaling. Here is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die woord van die Here bring verandering. Die woord van die Here bring lewe. Die woord van die Here bring dinge in jou hart in, waarvan niemand anders dit kan verduidelik nie. Waarvan net ek kan sê dat die Here het 'n verhouding. En die woord van die Here leer vir my, dat die woord van die Here is skerper as enige tweesnydende swaard, wat deur murg en been beweeg, en wat die onderskeiding kan hê van siel en gees. Met ander woorde, die woord van die Here is so kragtig, dat dit deur jou kan beweeg om jou gesond te maak. Dis kom as jy die hande op die siekes lê, en sê, word gesond, in die naam van die Here, dan beweeg die woord deur my, die aarde word gemanifesteer deur my, en ek word as 'n ware, as 'n voertuig van die salwing. Dis hoe kragtig die woord is. Nou die Bybel sê dat ons is gebore deur dieselfde woord. Glory to God. Nou as ek die mis het in vandag se tyd, as mens geboorte gee, dan kom daar 'n mens uit. As 'n kat geboorte gee, dan kom daar ons 'n kat uit. As 'n skaap geboorte gee, kom daar ons 'n skaap uit. Nou as die woord van die Here geboorte gee, dan wat is ek op die oggend van die dag? Dan is ek was die lewendige woord, wat in die strate van die Bos kom om te sê dat so sê die Here van die woordskade. So ek is die lewende woord wat beweeg. Dis gewoon die mense lees my nie. Die mense lees nie meer die Bybel nie. Hulle lees vir jou, want sy is die woord van die Here. Sy is die beeld van Christus. Sy is die verteenwoordiger van die woord van die Here. So die woord van die Here geboorte skenk, is dit die produksie van die woord wat rond beweeg. Nou my boodskap wil ek vanaand titel, behou die waarde van die boodskap. Wat se boodskap? Die evangelie man. Die evangelie, behou die waarde van die boodskap. Want hy gaan maak dat mense tot bekering kom. As die waarde van die boodskap verlore is, wat sy gehoor het, die waarde van die boodskap, wat ek gehoor het, my sister, toen ek tot bekering gekom het, ons moet die selfde waarde behou. Want as ek nie gaan behou nie, dan gaan mense nie tot bekering kom nie. Want ek is besig om 'n ander boodskap uit te stuur. Ek is besig om 'n ander evangelie te verkondig. En Here sê vanaand, behou die waarde van die boodskap. Nou die boodskap het ek gehoor, en dis kom ek tot bekering gekom het. En het dieselfde boodskap het ons elkeen gehoor. Bekeer jy van die koms van die Here is naby. Die boodskap is so kragtig, iemand plaas met die boodskap is so kragtig, dat dit jou lewensomstandighede kan verander. Dit is 'n kragtige storie, wat Adonis en gelewe was. Net die boodskap alleen, net ek praat van die boodskap. Die boodskap wat ek gehoor het. Die boodskap het gemaak dat ek my hare bietjie netjies kan, my sister. Die boodskap het gemaak dat ek waarde het. Die boodskap het wysig aan my gebring. Die boodskap wat ek gehoor het gemaak dat ek die is vandag. En daarom sê ek dankie vir die manne van die Here, wat geappelleer aan die boodskap. Want die boodskap, die kragtige boodskap, het mense tot verandering
gehou word, my suster. Preek die boodskap, belei die boodskap, maak seker die boodskap se waarde word nie verval in jou werk nie, dit word nie verval in jou huis nie, want die waarde van die boodskap het nog steeds krag. As dit vir jou kan verander het, dan kan dit iemand anders ook verander. As dit vir jou kan hier gekom het, dan kan dit iemand anders ook hier kom. As dit my bene kan gezond gemaak het, dan kan dit iemand anders ook gezond maak. Maar dat is kracht, dat is waarde in die boodskap. Behou die boodskap. Behou die waarde van die boodskap. Boodskap van die Here het nog nooit sy kracht verloor nie. Ons moet seker maak dat die boodskap sy waarde nie verloor nie. Yes. So die boodskap het geweldige kracht. Mense het verander deur die boodskap. Mense het gezond geword deur die boodskap. Die blindes het gesien deur die boodskap. Die krepeles het geloof deur die boodskap. Hier is die boodskap. Jy is vandag die boodskap. Come on man. So ek beweeg en ek gekom in 'n plek en ek is 'n lewendige woord. Dan is ek in die boodskap van die Here. Sit dan moet buig. Van die boodskap het gekom. Omstandighede moet buig. Want die lewendige en ewige woord as in die plek. Ons draai die boodskap van bekering. Oral waar ons gaan. Nou ons is weer gebore. As 'n kind nog nie pas gebore is, dit is onmoontlik dat hy van kan sê hy het vriende. Dit is onmoontlik dat hy van kan sê dat hy 'n verlede het. Dit is onmoontlik om vir hom te sê wat hy gedoen het gisteraand. So wanneer iemand weer gebore is, iemand praat met my pastor. Dis al wat ek sê. So wanneer God my sien, sien hy my sonder my verlede. Wanneer God my sien, dan sien hy my sonder vriende. Soos 'n kind gebore word, dan val hy toch? En dan staan hy weer op. Dis nie asof hy dit wil doen nie, maar dis hoe hy leer om te loop. Hy gaan soms miskien val aan mekaar. Maar dis hoe hy geleer het, hy stoep nie hoog as ek wil nie weer daar kom nie. So wanneer ons weer gebore is dit ook belangrik om te besef dat ons kan maar foute maak. Nie uit baas van eerlike foute, nie opsetlike sonde, die sê die Bybel. So ons kan maar eerlike foute maak. God is nie die God wat vir my sal teen of teen my van, ek is weer gebore. So as ek 'n fout maak, dan gaan ek dit nie weer doen nie. Want dis hoe ek leer, sodat ek 'n man in Christus is. En nou kom Paulus dan sê, toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het die dinge van 'n kind afgelê. So daar gaan 'n tyd in die gelowige se lewe kom, wanneer hy die dinge van 'n kind gaan aflê. En dan is hy 'n man of 'n vrou in Christus. En dan kan ons die koortjie sing, God soek 'n man en 'n vrou om sy lief te bou. Iemand wat net na die Here toe gekom het, wanneer hy vloek, skielik roep, dan het ons 'n manier om hierdie man te het al weer gehoor. Nee, gaan dit nie maak nie. Man te weet ons nie dat om heilig te wees is 'n pad om te stap. En ewen wanneer jy kom op die punt van heiligheid, dan gaan daar nog steeds dinge wees in jou lewe wat jy fouteer. Maar dit is alles dinge wat jou karakter vorm. En wat jou ook nederig maak. Maar dit is nie hoogmoed het nie. Maar die feit dat ek nog foute maak, hou my nederig. Die feit dat ek nog 'n paar dinge in my lewe het wat ook nie lekker is nie, maak dit vir my maklik om dit saam met iemand te relate en saam met iemand te praat en te sê dat as die Here dan van my hier gekom het, dan kan die Here vir jou ook hier kom. En wanneer ek die boodskap aan oordra, wanneer die krag van die boodskap daar is, dan kan ons sê dat 'n ware getuie red siele, man. 'n ware getuie red siele. Ek het my foute en ek het my probleme. Maar wat die Here van my kan gedoen het, my suster, kan die Here vir jou ook doen. Ek het miskien skelmpies gerook, maar ek rook nou nie meer. Die Here kan vir jou ook verlos, my suster. Met die Here kan ook vir jou verlos van drank. Die Here kan ook vir jou verlos van drugs. Die Here kan vir jou verlos van alles. Want ek kom hier, dat 'n waarde aan die boodskap wat ek dra. So nou dra my boodskap soveel krag. Ek wil ook hemel toe gaan. Ek kan nie as ek soms verkeerd doen nie. Ek wil ook hemel toe gaan, maar soms dit is 'n bietjie moeilik, my suster. Dit is 'n bietjie moeilik, my broer. Gee my net 'n bietjie kans. Gee my net nog so 'n paar jaar. Ek kan dit doen, ek wil dit doen. Die bereidheid is daar. Die vyand het gewoed. Maar God is goed. Want daar is krag in Jesus se bloed. Laat ek is nie dit besef. Ek het nog nie besef nie. Maar wanneer dit voortskiet in my gees, maar ek is nog nie so gegrond nie. God stap op pad met jou. Om seker te maak, jy groei. Ek het op Facebook gesê,
So, net soos 'n boek, soos wat hulle vir 'n boek lees, dan moet dit in orde wees. Amen? En die Bybel sê dat God is 'n God van orde en van vrede. So my lewe moet in orde wees. Sodat wanneer hulle die boodskap lees, dat hulle reg kan lees. Want as hulle nie reg kan lees, sien hulle 'n ander boodskap kry. En hoeveel keer u ook al miskien in 'n plek gekom nie, dan lees u iemand en dan lees hy miskien 'n verkeerde boodskap uit die persoon uit. Dat die persoon se kommas en sy punte en sy paragrawe is miskien moontlik nie in lyn nie. Want sy probeer nou uitfigure waar is bladsy 2, waar is bladsy 3, maar bladsy 1 is bladsy 5, bladsy 5 is bladsy 3. Verstaan, as die mekaar. So dit moet versigtig wees hoe ons beweeg, want ons is die lewende, ons is 'n oop brief, sê Paulus. So ons moet seker maak dat alles is in lyn. As daar nou 'n dubbelpunt moet kom, dan moet daar 'n dubbelpunt kom. As daar 'n komma is, dan moet daar 'n komma is. As daar 'n punt moet kom, dan moet daar 'n punt kom. Maar die punt kan nie by die begin van die sin wees nie. Die hoofletter kan nie in die middel van die sin wees nie. Daar is orde in die huis van die Here. Daar is orde in die huis van die gelowige. En daar is orde in die boodskap van ek. Dankie Jesus. Laaste ding wat gepaard gaan met die boodskap, is dat die letters beteken niks sonder die Gees nie. So ek as 'n gelowige beteken ook niks sonder die Gees nie. Die skrifgeleerdes het 'n fout gemaak om die kennis van God op te bou, maar nie 'n verhouding te hê met God nie. Hulle het oor die Here geweet, maar het nie God geken nie. Hulle het oor die Here bestudeer, maar het nie verhouding gehad met hom nie. Hulle het die skrif uit en in geken, maar die waarde van die boodskap het verlore gegaan omdat daar nie Gees betrokke was nie. Die Bybel sê, Jesus sê vir sy disippels dat dit is die Gees wat die mens lewend maak. So die vlees kan daar wees, die woorde kan daar wees, maar as die Gees nie betrokke is, dan is die boodskap sonder waarde. Die Bybel sê dat ons moet nie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. En dit is so 'n bekende skrif en dit is so 'n algemene skrif, want die wêreld gebruik dit altyd om te sê, maar dit is alright om te drink. Dat die Gees van die Here jou gedrag bepaal. Dit is eintlik 'n kontras wat gedoen word tussen die funksie van wyn en die funksie van die Gees. Wanneer iemand wyn in sy stelsel het en hy's dronk, dan sê hulle mos hy's 'n ander mens. Wanneer iemand wyn het in sy stelsel, dan vat die wyn oor in sy liggaam. Wanneer iemand wyn in sy stelsel het, dan vat dit sy breinselle oor. En nou sê sy dinge en doen sy dinge wat hy nie normaalweg sal doen nie. Met ander woorde, die wyn controle jou eintlik. Nou sê die woord van die Here, moenie dronk word van die wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Met ander woorde, dieselfde effek wat wyn sou hê wanneer jy dronk is, dit is dieselfde effek wat die Gees sou hê op jou wanneer hy beheer word. So wanneer jy vervul word met die Heilige Gees, dan moet die mense sê, maar die man is 'n ander mens, want dit is hy wat beweeg het, maar dit is die Gees van die Here binne in hom wat sy gedrag bepaal. Die man praat anders. Hy was stil gewees, maar hy het die Gees van die Here oorvat. Die Gees van die Here hom vervul. So wanneer jy vervul word met die Heilige Gees, dan neem die Gees oor kontrole. Kyk jy, ek is dronk, man. Ek weet nie wat ek doen nie, ek weet nie wat ek sê nie. Ek is onbewus van wat ek doen. En maak my so in 'n besoening. Ek weet nie wat die gestand gemaak het nie. Dit is die effek wat die vervulling van die Heilige Gees moet hê op 'n gelowige. Kom jy die diens, dan sê jy vir jouself, weet jy, dienaar, ek weet dan hoe ek uit diens gelei neem. Want ek was vervul met die Heilige Gees. Ek weet nie hoe ek 'n keyboard gespeel het, maar ek was vervul met die Heilige Gees. Ek weet nie hoe ek dit reg gekry het om saam met baie harde misdadigers te gaan gepraat het nie, maar ek was vervul met die Heilige Gees. Toe ek stap, en ek weet nie hoe ek saam met my ouma gepraat het nie, maar ek was vervul met die Heilige Gees. Hy het my woorde gegee van wysheid, hy het my aksies bepaal, hy het my momentum bepaal, en toe ek daar instap, toe vat ek oor. So ek is nie dronk van wyn nie, maar ek word vervul met die Heilige Gees, dat ek nie weet wat ek doen nie. Ek weet nie hoe ek dit reg gekry het nie. En nou kan iemand sê, ek is aan 'n 2 uit die klas het, ek is aan 'n 1 uit die klas het, maar wanneer jy die man van die Here hoor wat daar praat,
Jy sal nie so kan sê nie, man. Hy is vervul met die Heilige Gees. Dat ons dier en dier vervul word met die Heilige Gees hierdie jaar. Dat ons die waarde van die boodskap sal kan uitdra. Dag vir dag, nacht vir nacht, elke oomblik van die dag. Ek wil vervul word met die Heilige Gees, sodat ek nie kan praat van die Here wat ek moet praat. Ek is niks sonder die Heilige Gees nie. Die Gees gee die waarde aan die boodskap. Die Gees gee die betekenis aan die boodskap. Wanneer ek vervul is, dan is dit net die Here wat my voetstappe beheer. Ek sê vir Here dankie, want sonder ons kan nie vlees beweeg nie. Ons kan nie besluit te maak op vlees nie. Salig as die man en die vrou, wat sy vertroue sit aan die Here, wat sy vertroue sit aan die Gees, wat sy vertroue aan die Gees. Nie aan laat, die Bybel is daar, maar sonder die Gees van die Here kan hy niks doen nie. Ja, die kerk is daar, maar as die Gees van die Here nie aan die kerk is nie, as die kerk brood, as die boodskap daar is, dit is daar, as die Gees nie daar is nie, dan is die waarde verloren. Ek is niks sonder die Gees nie. So Here, vervul my vanaand met die Heilige Gees. Here, vervul my vanaand, want ek wil wees soos die sang van die see, dat die seëning op my val vanaand, want ek wil vervul word vanaand. Ek wil hier 'n baba hê in die Gees. En soos Maria gesê het, Anna-Maria, en het gesê het, as die kind nie stop nie, hoe laat die kind nie stop vanaand, my sister, aan jou binneste, want sy moet vervul word met die Heilige Gees vanaand. Die gelowige moet vervul word. Die gelowige het krag nodig. Die Bybel sê dat Jesus het vir sy disippels gesê, bly in die stad, tot julle vervul word met die krag van die Heilige Gees van bo af. Ek doen nie vanaand van EFV, maar ek het vanaand iets vir 2018 nodig, om my boodskap se waarde te verhoog. Ek het iets vanaand nodig, en dit is net alleen deur die Heilige Gees. Ons moet weet as 'n kerk, dat die kerk is dood sonder die Gees van die Here. Ek is dood sonder die Gees van die Here. My besie is dood sonder die Gees van die Here. My koskas is dood sonder die Gees van die Here. Die nagmaal het sy waarde verloor sonder die Gees van die Here. Die soort kan nie meer aantrek, maar as die Gees van die Here nie het nie, dan is dit maar net 'n gewone soel. Maar kyk net, wanneer die Gees van die Here op hierdie soel kan val het, dan trek ek dit uit, en ek sal dit op iemand anders, en die sabbelen wat op my soel is, my broer, dat word gedeponeer op iemand anders, want die Gees van die Here is in die plek om my te verander. Ek wil vanaand verander wees, ek wil nie vanaand van EFV, maar ek wil vanaand van nieuwe wees, maar as iemand in Christus is, as iemand in